Goeienaand broeders en susters. Kom ons sit so en dan raak ons stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het, hy wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 47. Ons gaan hierdie week nog 'n keer Psalm 47 sing met donderdag aand se hemelvaartdiens, maar kom ons staan en ons sing vers 4 waarna ons in gebed verenig. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, almagtige God, ons dank U dat ons ook die geleentheid kry om vanaand en in besonder in hierdie week wat voorlê, ook die hemelvaart van ons Here Jesus Christus te kan onthou en in besonder dan ook te kan onthou waar Jesus vandag is. Dat hy sit aan u regterhand, van waar hy ook sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Daarom is dit ons gebed dat u vanaand ook hierdie kosbare deel van die evangelie vir elkeen van ons weer sal oopbreek, dat ons sal verstaan wie Jesus is en waar Jesus is en wat Jesus ook vir ons doen. Ons vra dit want ons weet ons is sondaar mense, wat alleen wanneer u Heilige Gees in ons harte werk, die geloof het, om die wonder van ons verlossing te verstaan. Daarom vra ons vir die werking van u Gees in elkeen van ons se lewens, wanneer ons nou na u woord luister. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons dit alleen kan doen in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons teksgedeeltes vanaand, die eerste gedeelte kom uit Johannes hoofstuk 10. Nou dis 'n baie bekende hoofstuk hierdie, dit is waar Jesus homself bekendstel as die goeie herder. Maar in die tweede gedeelte dan sê Jesus dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons." Baie belangrik hierdie woorde van hulle, as u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord het hulle toe: "Ek het dit vir julle gesê en tog glo julle nie.
Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, ek en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus sê vir hulle, op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle my stenig? Dis nie oor 'n goeie daad wat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode, maar oor godslastering, omdat jy, wat jy 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Dan weet ons broeders en susters, 'n bladsy of 2 vorentoe, dan lees ons van die kruisiging, en dit was dan ook die rede hoekom hulle Jesus gekruisig het. Dat hy homself die seun van God genoem het. Nou kom ons by Handelinge 2. Na die kruisiging, na die opstanding, na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Dan lees 'n mens daarvan die eerste preek, daardie preek of toespraak wat Petrus gehou het op Pinksterdag. En dan sê hy aan die einde van hierdie preek vir die Jode, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dan staan daar by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Nou kom ons staan eers en dan sing ons saam Skrifberuiming 1:1. Ons sing daarvan die 6de en die 7de vers. En kyk mooi wat sing ons hierin oor ons Here Jesus Christus self ook. Kom ons staan vir die sing daarvan. Wie is Jesus? Dit is 'n baie belangrike vraag, broeders en susters. 'n Vraag wat Jesus self ook op 'n slag vir sy disippels gevra het, maar wie sê julle is ek?
En dis 'n vraag wat deur die eeue bly weer klink het en waaroor baie mense gewonder het. En so sien ons dit hier in Johannes 10, toe Jesus daar in die pilaargang van Salomo afstap, toe kom die Jode na hom toe en vra vir hom: "As u die Christus is, sê dit reguit vir ons." Want hulle wil weet wie is hierdie man, kan mens maar sê, wat die lewe vir hulle so moeilik maak. Hierdie timmerman van Nasaret se seun, wat hulle goed ken, hulle weet wie hy is, hulle weet waar hy vandaan kom, hulle weet wie sy ouers is, hulle weet wie sy broers is. Maar hulle wil weet, as hy die Christus is, moet hy dit nou vir hulle sê. Nou vir interessantheidsonthaalwe, hulle wil dit nie eintlik hoor nie. Hulle wil nie hoor dat hy die Christus is nie. Al wat hulle probeer doen is om van hom ontslae te raak. Hulle wil hom nie erken as die Messias nie. Hulle wil hom nie aanvaar as die seun van God nie. Hulle wil nie erken dat hy die koning is wat oor hulle lewens regeer nie. Hulle soek net 'n rede om hom dood te maak. Want so dink hulle, as hy eers dood is, gaan hulle probleme met hom ophou. Maar ons almal weet, en so hoor ons dit by monde van Petrus, hulle probleme het nooit opgehou nie. Al het hulle hom doodgemaak. Maar tot vandag toe bly hulle vraag aan Jesus nog steeds 'n relevante vraag vir alle mense. Wie is Jesus vir ons? En ons moet die vraag antwoord, erken ons hom? Erken ons hom as ons ewige koning wat ook oor ons lewens regeer? En as ek praat van ons lewens, dan kan jy maar dink aan enige iets wat jy doen, enige plek waar jy is, enige mense saam met wie jy is. Antwoord die vraag, buig ons in dankbaarheid voor die wil van ons koning, voor Jesus. Want vir ons is dit die enigste antwoord op die vraag wie Jesus is. Hy is die Christus, hy is die ewige koning wat oor ons lewens regeer. Ons bely elke week sy koningskap in die 12 artikels ook. Waarvan praat ek elke keer wanneer ons sê hy het opgevaar en hy het gaan sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Elke keer as ons dit vir mekaar sê, dan bely ons het 'n koning, Jesus die Christus, die koning wat sit aan die regterhand van die hemelse Vader. En die feit is, vir die Jode uit alles wat Jesus al gesê het en alles wat Jesus al gedoen het, hy verwys ook daarna, moes hulle dit geweet het. Jesus self sê vir hulle, ek het dit vir julle gesê en tog glo julle nie. Jy sien, ongeloof maak jou doof vir die waarheid. Jy wil nie hoor nie, al word dit duidelik vir jou gesê. Kyk maar na wat alles oor Jesus vir die Jode gesê is, wat hulle al alles oor Jesus gehoor het. En as mens dink net aan 2 voorbeelde. Johannes die Doper, die dag toe Jesus na hom toe aankom, gaan lees daar in hoofstuk 1 vers 29. Wat sê hy? Hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Klaar moes hulle geweet het wie Jesus is, die Christus. Later sê Johannes weer oor Jesus, dan sê hy, wat Jesus gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Jesus self het by herhaling oor homself ook getuig. Gaan lees maar net in die evangelie van Johannes, daar in hoofstuk 5, waar Jesus sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Net 'n paar bladsye verder sê Jesus, wie in my glo sal nooit weer dors kry nie.
En dan sê hy ook in hoofstuk 8, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God afgekom en hier is ek nou. So die ongeloof van die Jode loop eintlik soos 'n lyn deur die evangelie, wil nie aanvaar wat Jesus gesê het of wat Johannes oor hom geprofeteer het nie, nog minder wat in die Ou Testament oor hom geskryf staan nie. Inteendeel, Jesus wys hulle daarop dat selfs die wondertekens wat hy gedoen het, en ons almal ken dit, water en wyn, kos vir duisende mense, blindes wat sien, lammes wat loop, siekes wat gesond word, duiwels wat voor hom wegvlug. Hulle het dit gesien, maar hulle het nie geglo nie. Hulle was blind om te sien wie Jesus is. En daarom as hy vir hulle sê wie hy is, wil hulle hom stenig. Want vir hulle in hulle eie woorde bly hy maar net 'n gewone mens. Maar vir ons is hy ons ewige koning. Koning oor ons hele lewe. En daarom die sterk prediking van Petrus ook aan daardie selfde mense wat vir Jesus wou stenig, daardie selfde mense wat hom gekruisig het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Mense sal dink braaf van Petrus om dit te sê, is dit nie manmoedig nie. Anders sal wie dink, is dit nie 'n dom ding om te doen nie. Jy het nou net gesien hoe hulle die Here doodmaak en kruisig. Maar dis hoe dit vir 'n ongelowige lyk. Vir Petrus lyk dit anders, want Petrus het geweet. Hy het geweet wie Jesus was en belangrik, hy het geweet waar Jesus homself bevind. Hy was ooggetuie van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Daarom kan hy hierdie vrymoedigheid hê om die Jode aan te vat oor die vraag wie Jesus is. Want hy het 2 dinge onthou wat Jesus gesê het net voor hy in die hemel opgevaar het. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, en onthou ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons Petrus weet in wie se hande sy lewe is. Hy weet wie in beheer van sy lewe is. Hy weet wie in beheer van die kerkgeskiedenis is. Hy weet wie in beheer van die wêreldgeskiedenis is. Hy weet dat Jesus as gevolg van sy lyde en dood en sy oorwinning oor die dood deur God tot die hoogste eer, die hoogste gesag verhef is aan die regterhand van die hemelse Vader, sodat God alles deur Jesus regeer. En elke volk, elke taal, elke nasie, elke mens sal voor hom die knie buig, sê die woord. Want hy is die koning oor die konings van die aarde. En watter troos gee dit nie vir ons nie. Daardie troos wat Petrus ook gehad het om te weet, my koning regeer. My koning wat sit aan die regterhand van die Vader is nie net hoof van sy kerk nie, hy is ook die heerser oor die konings van hierdie aarde. En daarom ons moet nooit die betekenis van hierdie koningskap van Jesus vergeet nie. Beter gestel, ons moenie die troos daarvan uit die oog verloor nie. En wat is dit? Ons kan maar lewe uit sy beloftes uit. Wanneer ons in die wêreld staan en ons kyk na die wêreld om ons, onthou, wie is ons koning? Johannes 10 se eerste gedeelte, hy is ons goeie herder. Hy is die hoof van sy kerk. Hy is die een wat die wêreldgeskiedenis rig ter wille van sy kerk. Hy is die goeie herder wat sy skape ken, vir sy skape sorg. Wat sê dat nie een van sy skape verlore sal gaan nie. Watter groter troos kan dit nie wees as om te weet dat die koning
van die hemel en die koning van die aarde, die een aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort, is jou goeie herder. En Jesus verseker ons daarvan, hy ken ons, hy gee vir ons die ewige lewe en hy sorg vir ons. Hoe weet ons hy sorg vir ons? Omdat hy vir ons die waarborg gegee het van sy sorg, die Heilige Gees. Mens kan sê die eerste gawe wat vir jou die erfenis wat jy nog in volheid gaan ontvang, reeds oopgebreek het. Ons onthou altyd die Vader en die Seun stuur die Heilige Gees om te sorg dat nie een van ons verlore gaan nie. En wat doen die Heilige Gees? Watter gawes kry ons by die Heilige Gees? Ons ken daardie groot woorde in die kerk: roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking, volharding, verheerliking. Dis die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Hoop, geloof, liefde, vrede, is die werk van die Heilige Gees, gee dit vir ons. Maar 'n mooi manier om dit te verstaan is om te dink aan Psalm 23. Die Heilige Gees lê jou in groen weivelde, bring jou by waters waar daar vrede is. Dis hoe Jesus vir ons sorg vandag. En dan kan 'n mens dit nog 'n tree verder vat en ook dink aan jou fisiese versorging, jou liggaamlike versorging, jou daaglikse brood wat jy eet, jou gesondheid. Ook daar sorg die goeie herder vir ons. Daar kan ons 'n bietjie weier dink. Dink aan ons beskerming. Ook in Psalm 23, al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie. Hoekom nie? Want selfs as die gevaarlikste vyand in die wêreld, die duiwel, die wêreld self en ons eie sondige natuur op ons afstorm, dan weet ons hoef nie bang te wees nie. Want niks kan my van die liefde van God skei nie. Hoekom nie? Want die een wat my goeie herder is, die een wat sy lewe vir my afgelê het aan 'n kruis op Golgotha, sit aan die regterhand van God en alle mag in die hemel en op die aarde behoort aan hom. Waarom sal hy my dan los? So lewe ons dan elke dag in die beskerming van God, uit die genade van die almagtige koning, die een wat sit aan die regterhand van ons hemelse Vader. En as ons kan afsluit, besef ons dit nog. Besef ons dit nog, wat dit beteken as ons sê ons Here sit aan die regterhand van die almagtige hemelse Vader. En onthou dit was 'n vraag wat die Jode ook gevra het. En vandag kom die antwoord wat die Jode vir Jesus gehad het daardie dag baie na vore. Mense wat sal sê, jy wat 'n gewone mens is en jou as God voordoen. Meer en meer mense dink so oor Jesus, kom in opstand teen Jesus. Tot vandag toe bly die vraag wie is Jesus 'n belangrike vraag. En vir jou en my is die vraag, erken ons hom as koning op alle terreine, want vir ons is daar nie 'n ander antwoord op die vraag nie. Hy is ons ewige koning wat oor ons lewens regeer. Ons bely elke keer as ons hier by mekaar is sy koningskap. Soos vir mekaar sê waar hy is, aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vandag ook ons geloofsoë kan ophef en in die week wat voorlê ook soos die disippels na die hemel toe kan opkyk en weet waar ons hulp vandaan kom. Van ons ewige koning, ons goeie herder, ons Here Jesus Christus, wat ook oor ons lewens regeer.
wat ook oor ons lewens die wag hou, wat ook ons lewens deur sy Gees en deur alle goeie gawes elke dag onderhou. Daarom bid ons dat U elkeen van ons op elke terrein van ons lewe deur die Gees so sal lei, dat ons sal buig voor die wil van ons Here Jesus Christus. Ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Kom ons staan en ons loof die Here, Psalm 48. Ons sing daarvan die eerste en die 4de vers. Ons wil, o Heer, wat redding skenk, aan al die goedheid bly gedenk, as ons tesame is in U woning. Net soos U naam is, grote koning, so is U glans verskyning, die vyand se verdwyning. Dit word aan die volkere bekend tot by die aardse verste end. U hand wat nooit die kwaad gedoog, reis vol geregtigheid omhoog. Ons sing saam die eerste en 4de vers, Psalm 48. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.